Vriende, hartlik welkom. Ons is op tafel en vanoggend reis ons verder met die tema ontdek die uitnodiging. Ons het tydens Paasnaweek begin deur Jesus die gekruisigde as die gasheer te ontmoet by die tafel. Maar vanoggend wil ons graag 'n volgende tree gee. Ek en jy kan waarskynlik onthou hoe ons ouers en grootouers vir ons uit die kinderbybel gelees het, gewys het na prentjies van Jesus se kruisiging en opstanding, hoe hulle dit saam met ons in ons Bybel tekste onderstreep het. Ons leer lees het uit die Bybel, ja, hoe ons uitbeeldings daarvan in Jesus films gesien het, hoe ons preke en oordeenkings geluister het, hoe ons in katekese daarvan gehoor het, dat Jesus die gekruisigde verlosser is. Maar die vraag vanoggend is, het jy al daarop gereageer? En hoe leef jy daardie reaksie? Vanoggend aan tafel herontdek ons die uitnodiging. Wat beteken dit om die uitnodiging van die evangelie boodskap van Jesus te ontvang? En Paulus leer ons nie slegs dat Jesus die gekruisigde is nie, maar Paulus help ons ook om die uitnodiging beter te verstaan. En vanoggend aan die hand van Pauliniese taal gaan ons begin deur die kontourlyne van hierdie uitnodiging net weer te trek om te sê, maar wat beteken dit as ek en jy uitgenooi word deur die gasheer om by hierdie tafel te mag aansit? Die eerste teks by Paulus is Galasiërs 2 vers 19 tot 20. Hoor die taal wat Paulus hier gebruik. Ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar is Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. So die eerste kontourlyn wat ons nodig het om te verstaan van hierdie uitnodiging is dat ek en jy nie slegs sal weet dat Jesus gekruisig is, dat hy gesterf het nie, maar om saam met hom gekruisig te word en saam met hom te sterf. Paulus sê, dis nie slegs 'n saak van kennisname nie, maar dis 'n saak van deelname, om te deel in die kruisiging van Jesus, om saam met hom te sterf, om nie slegs te bely dat hy vir my gesterf het nie, maar om ook aan myself te sterf. Die tweede teks wat ons nodig het om 'n volgende kontourlyn te kan afbaken van hierdie uitnodiging is Kolossense hoofstuk 2 van vers 12 tot 13. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood uit opgewek het. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy al ons sondes ons vergewe het. Hier hoor ons weer, dis nie slegs 'n saak van kennisname nie, maar dis 'n saak van deelname. Om nie slegs te weet dat Jesus uit die dood uit opgewek is nie, maar om saam met hom lewend gemaak te word. Paulus sê, ek en jy kom nie net om te sê ek bely dat Jesus uit die dood uit opgewek is nie, maar wanneer ek saam met hom gesterf het, sê Paulus, dan moet ek ook saam met hom lewend gemaak word. Die derde vers wat ons nodig het om die volgende kontourlyn van hierdie uitnodiging te kan raak sien, is Efesiërs hoofstuk 2 van vers 5 tot 6. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Hier hoor julle weer die refrein. Nie slegs kennisname nie, maar deelname. Om nie slegs te weet dat Jesus opgevaar het na die hemel om vir my 'n plek daarvoor te berei nie, maar om saam met hom daar in die hemel 'n plek te kan hê. Wanneer ek en jy vanoggend hoor, daar is 'n uitnodiging om aan tafel met die gasheer Jesus te vergeer, dan kan ons dit as volg saamvat. Hierdie kontourlyne bymekaar voeg om te sê, maar hierdie uitnodiging, dit bestaan uit 3 aspekte. Die eerste aspek is dat my verhouding met God weer heel gemaak moet word. Die tweede aspek is dat die sonde wat gebreek het, vergewe moet word. En die derde aspek,
dat ek die ewige lewe saam met Jesus ontvang. Hoe word my verhouding met God weer heel gemaak? Deur Jesus se sterwe aan 'n kruis. Hoe word my sonde vergewe? Deur 'n deel in die opstandingslewe. Deur opgewek te word, lewend gemaak te word, nuut gemaak te word in Christus. En hoe verkry ek 'n plek in die hemel? Deur Jesus, wat vir my 'n plek voorberei, sodat ek by hom kan wees. Dit is die uitnodiging, vriende. Wanneer ons praat oor 'n uitnodiging om aan tafel te verkeer, dan sê ons, so lyk die uitnodiging, so klink die uitnodiging, dat jy nie meer langer 'n slagoffer hoef te wees van die stikkend en seer nie, want God wil jou verhouding met hom heel maak. Jy nie langer die skuldgevoel hoef te dra van sonde wat dit gebreek het nie, want God sê, hy wil dit in Christus vergewe. En dat jy nie die ewige dood tegemoet hoef te gaan nie, want jy kan die ewige lewe saam met Jesus ontvang. Dit is God se uitnodiging aan jou, in sy seun Jesus, die gekruisigde. Hierdie uitnodiging is meer as net 'n eenmalige uitnodiging, maar is 'n uitnodiging na 'n aanhoudende feesmaal in God se koninkryk. 'n Vers wat my help om die begrip feesmaal beter te verstaan, is die vers Openbaring 3 vers 20. In Openbaring 3 vers 20 hoor ons, kyk, ek staan voor die deur van jou hart en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom 'n feesmaal hou en hy saam met my. So hierdie feesmaal uitnodiging vereis 'n drieledige reaksie. Ek en jy hoor Jesus, die gasheer, se roepstem. Dan maak ek en jy vir hom die deur van ons harte oop. En dan neem ons plek by hierdie feesmaal in. Maar miskien sê jy vanoggend, ek weet darm nie. Ek het 'n verlede. Ek het foute. Ek het tekortkominge. Ek het dinge waar ek skaam is. Kan ek werklik 'n plek kry by hierdie tafel? Is ek werklik goed genoeg dat God se genade vir my genoeg kan wees? Miskien vra jy, kan ek regtig ook die uitnodiging ontvang om te kom aansit vir hierdie feesmaal in God se koninkryk, om te kan deel in 'n lewe met God? Ek wil jou vanoggend voorstel aan iemand wat ook geworstel het met hierdie vraag. Sy naam is Petrus. Kom ons stap vanoggend vinnig deur sy storie om te kyk of tekortkominge, foute wat hy gemaak het, genoeg was om hom te diskwalifiseer van God se genade. Wanneer ons 'n Petrus ontmoet, dan ontmoet ons 'n nabyvolgeling van Jesus. Iemand wat hom persoonlik geken het. So persoonlik dat dit die eerste een was wat saam met Jesus beweeg het, wat volgens ons getuienis van evangelies begin net om hom openlik te identifiseer en te erken as die Christus. Toe Jesus vir hulle vra, vir die mense wat hom volg, sy binnekring, sy disippels, maar wie sê julle is ek? Was Petrus die eerste hier om te sê, maar Here, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Petrus was ook die eerste een wat gesê het, Here, maar ek verklaar, ek is bereid om saam met U te sterf. Petrus is die een wat eerste reageer om te sê, maar Here, as U sterf, sterf ek. Maar Petrus is ook die een wat 3 maal Jesus sal verloon. 3 maal sal ontken dat hy 'n Jesus volgeling is, wanneer Jesus volgelinge in die moeilikheid is,
rondom die kruisiging van Jesus. Nou stel jouself voor, jy ken vir Jesus soos Petrus. Jy is die eerste om hom te erken as die Christus. Jy is die eerste om jouself beskikbaar te stel om saam met hom te sterf. En dan, nog voordat hy sterf, ontken jy 3 keer dat jy hom ken, dat jy hom volg of dat jy hom liefhet. Maar dan sien ons dat Jesus kom dek 'n nuwe feestafel en hy nooi vir Petrus. Want Jesus het nie slegs gesterf en dood gebly nie, maar hy is opgewek uit die dood. Hy lewe. Johannes vertel vir ons daardie storie in Johannes 21 vanaf vers 12 tot 15. Toe sê Jesus vir hulle: "Kom eet." En een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra: "Maar wie is u nie?" Want hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en sê: "Net so ook die vis." Toe hulle klaar geëet is, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier?" "Ja, Here," antwoord hy hom, "U weet dat ek u liefhet." Nou, ontmoet vir Petrus dan weer hier. Onthou, hy het nooit 'n kans gehad om hierdie saak met Jesus reg te stel nie. Hy het Jesus verloon en Jesus het gesterf. Maar hier verskyn Jesus weer aan sy disippels. Maar wat gebeur? Jesus ontmoet vir Petrus daar waar hy hom aanvanklik geroep het, daar by die viswaters. En nou kom Jesus nie na Petrus toe en sê: "Petrus, kom ons maak eers 'n voorraadopname. Watter prestasies het jy al gelewer nie?" O nee. Jesus kom na Petrus toe en hy vra vir hom: "Petrus, het jy my lief?" Nie eenmaal nie, 3 maal. Want Jesus kom en herbevestig Petrus se roeping. Hy het herbevestig dat hy Petrus vergewe het. En hy herbevestig dat Petrus plek het by sy tafel, want nou dek Jesus 'n rotstafel. En daar ontmoet hy vir Petrus. En hy sê vir Petrus: "My genade is vir jou genoeg." Aan tafel is ek en jy vandag hier om die uitnodiging om te deel in die feesmaal van God se koninkryk, 'n lewe met hom te kom herontdek. Ons hoor vanoggend dat Jesus klop aan die deur van jou hart om jou te roep om te deel in hierdie feesmaal. Jesus, die gasheer, hy gee vir jou plek aan sy tafel. Jesus kom en sê: "Ek maak vir jou plek op grond van my liggaam vir jou gebreek en my bloed vir jou gevloei." Jesus nooi jou om hom as die gekruisigde persoonlik te ontmoet. Maar waarom hierdie uitnodiging aanvaar? Jesus begeer om 'n intieme, naby verhouding met jou te leef. Een waarin jy alles met God kan deel. Daar is niks in jou lewe wat gebeur wat aan God onbekend is nie, maar hy wil hê jy moet dit met hom deel. Hy wil in 'n naby verhouding met jou leef, in 'n betrokke verhouding waarin hy in alles deel in jou lewe. Jesus nooi jou om dan vanoggend te sê: "Maar ek wil eerstens aan myself sterf. Ek wil tweedens deel hê aan 'n nuwe lewe in Christus, nou reeds vanuit die wedergeboorte, maar eendag wanneer ek saam met hom uit die dood uit opgewek en lewendig gemaak sal word soos hy reeds is. En derdens, die ewige lewe te kan ontvang, omdat Jesus vir my nie net 'n plek by sy tafel beloof nie, maar 'n plek voorberei in die ewige lewe."
Kom ons pas dit toe op ons geloofsreis, vriende. Lang voor ek en jy enigiets daarvan kom verstaan, kom bevestig die doop vir my en jou Jesus se uitnodiging om hom te ken, om sy roepstem te hoor. Wanneer ek gedoop word, kom bevestig die doop. God roep my op my naam en sê jy kan my ken, jy kan my volg, jy kan 'n plek kry aan my tafel. Maar ek en jy moet deur ware geloof dan kom, die deur van ons hart kom oopmaak en ons lewe aan hom oorgee, sodat ons hierdie uitnodiging kan aanvaar. En dan, wanneer ons deur geloof deel gekry het aan God, deel gekry het aan die genade in Jesus Christus, dan vier ons saam met mekaar die nagmaal, wat ons elke keer kom herbevestig, maar ek het plek aan God se tafel. Hy gee vir my hierdie lewe in Christus, uit genade deur geloof alleen. Alles in my lewe kan ek met hom deel. Wanneer ek toegegee het aan sonde, kan ek dit ook bely en vra Here, vergewe my. Dat ek weer my plek aan die tafel kan inneem. Dat ek weer in gemeenskap met U kan leef, in 'n lewende verhouding met U. Die uitnodiging is nie slegs om jou plek in te neem nie, maar om wanneer jy dit gedoen het, nou te groei in jou verhouding met hierdie gasheer, Jesus die gekruisigde, sodat jy wanneer jy by hierdie tafel aansit, die feesmaal van die lewe met God, nou sal begeer om die gasheer Jesus Christus al meer, al beter en al dieper te leer ken, want dit is die lewe waartoe hierdie uitnodiging jou roep, en om te sterf en om op te staan en om die ewige lewe te ontvang in Christus. Vanoggend hier aan tafel wil ek vir jou vra. Die eerste vraag is: het jy al die deur van jou hart oopgemaak vir Jesus? Neem jy maar net kennis van die boodskap van Jesus? Herken jy hom maar net as die gasheer by 'n tafel, of erken jy hom as jou verlosser? Het jy al die deur van jou hart oopgemaak en jou lewe heeltemal, elke aspek daarvan, aan hom oorgegee en hom gevra om die Here, die gekruisigde verlosser van jou hart te wees? As jy ja instemmend daarop sal antwoord, wil ek vir jou nog 'n vraag vra. Hoe lief het jy Jesus werklik? Kan jy sê, soos Petrus, maar ek het hom liewer as enigiets? Is Jesus alles vir jou? Hoe lyk jou liefde vir die gasheer? Jesus nooi jou om hom te ken. Hy gee vir jou die uitnodiging om te groei in jou liefde vir hom. En wanneer ek en jy vanoggend hier aan tafel is, dan herontdek ons die uitnodiging van 'n God wat sê, ek het my alles gegee, sodat jy kan deel aan hierdie feesmaal, maar jy moet die deur van jou hart oopmaak. Jy moet jou agenda vir myne verruil. Jy moet jou lewe vir myne verruil. Bereid om aan jouself te sterf. Jy moet my lewe, wat ek jou gee, aanvaar, sodat jy die nuwe lewe kan ontdek, die opstanding, sodat jy die verwagting kan hê dat jy eendag uit die dood uit opgewek sal word en dat jy in die ewige lewe sal deel. En daar in die ewige lewe, vriende, sien ons uit om saam met Jesus aan tafel te wees en in die groot feesmaal van die ewige lewe te kan deel. Vriende, mag ek en jy erns maak met die uitnodiging van Jesus. Mag ons dit nie net ontdek nie, mag ons dit nie net ontvang nie, maar mag ons dit neem en sê, Here, hier is ek, met alles wat ek is, gee ek myself oor aan U. Wees die Here, die gekruisigde verlosser van my lewe. Ek buig voor U en ek neem my plek by die tafel in, uit genade deur geloof alleen. En hier wil ek my gasheer al beter en dieper leer ken, met die verlange om soos hy te word. Amen.